In hierdie video gaan ons leer hoe om prentjies by HTML te sit. So die absolute kritiese gedeelte as jy werk met prentjies is dat die prentjie in dieselfde folder moet wees as wat jou HTML dokument is. So hier is my HTML dokument en hier is die prentjie wat ek gaan gebruik. So voordat jy die prentjie gaan insit, is dit belangrik om te gaan kyk na die properties van die prentjie. So, as ons kyk na die prentjie se properties, sal ons sien die tipe file is 'n .jpg, nie JPEG nie PNG nie wat ook al. So, dit is belangrik om te weet wat hierdie aan die einde is, en ek gaan kopie sommer die naam hier, sodat ek nou nie 'n spelfout kan maak nie. So, kom ons gaan kyk, hoe sal 'n mens dit dan skryf om 'n prentjie in te sit. So, ek wil die prentjie heel bo insit, so ek gaan net hierso begin deur heel aan die begin 'n tag in te sit met die naam img en hom klaar te end. Dieselfde, daar is nie woorde tussenin nie, so daarom gaan ons nie die image tag begin en eindig nie. Hy eindig dadelik aan die einde. So image end. Ok, so image op sy eie doen nie veel nie. Kom ons kyk wat gebeur. Nee, niks wys nie, file not found. O, ek het hom op 'n ander plek gesave. So kom ons gaan run hom net weer. Nee. Ek wil hom run in Chrome, alright, daar is hy. Goed, so op die oomblik, al wat hy gedoen is, hy het net 'n halfe effens groter spasie hier aan die begin gemaak, en nou gaan ek die actual prentjie insit. So, om 'n prentjie in te sit, sê jy src equals, dit beteken source, en dan sit jy die naam van die prentjie en sy file extension aan die einde, anders gaan die prentjie nie wys nie. Daar sê, maar hy is vrek groot, so kom ons maak hom net eers heel wat kleiner, so ek gaan sy width stel op, kom ons stel dit op 30%, dat hy nou nie die bladsy oorvat nie. Daar sê, dit lyk baie beter. Om die prentjie te stel, dat hy half, soos wat mense in Word kan text wrap, kan jy alignment insit. So kom ons sit align equals left, en dan sal jy sien, sit hy hom actually links in lyn en hy wrap hom. Selfde as ek dit right maak, sal jy sien wrap hy hom aan die regterkant. As ons nie alignment insit nie, dan hou hy hom in lyn saam met die teks. As jy 'n prentjie wil center align, volgens die bladsy van die departement, sal jy sien, moet jy actually align center bo en naam sit. Kom ons kyk of dit werk. Ek het dit nog nie eintlik probeer nie. Alright, so kom ons draai, ons gaan sê align equals center, maar ek dink nie dit gaan werk nie, ek dink hy moet in 'n paragraaf wees. Kom ons gaan kyk. End align net so, kom ons kyk, ek twyfel. Nee, hy werk nie, so dis 'n fout op die departementele bladsy, hy moet eintlik so lyk. So dan moet hy in 'n paragraaf van sy eie wees, voordat jy hom kan center align. Die ander ding wat ek vir jou wil wys met die breedte is, kom ons sê ons sit die breedte op 300, dan sit nou 300 pixels. Dis nogal belangrik dat jy nie die breedte en die hoogte saamstel nie. En die rede daarvoor is, baie keer sal 'n mens so iets doen, jy sal sê height en width 300, maar kyk wat doen hy rek hom dan. So, personally dink ek is altyd beter om net either or te stel. Anderster kan jy gaan kyk na die properties van die prentjie, en jy kan gaan kyk, wat is sy dimensions, dit staan hier so by detail, sal daar staan wat is sy dimensions, width en height. So dan kan jy daar byvoorbeeld gedeel deur 3 aan albei, en dan kan jy dit albei insit, maar personally, ek sit maar net een van die twee in, dan sal hy hom outomaties resize na die korrekte grootte. Nou die ander belangrike ding met prentjies is, jy moet altyd alternative text insit. Nou die alternative text word vir twee goed gebruik. Eerstens sal dit wys, kom ons sê net 'n foto van HTML prentjies. Basies wat hy doen is, as die prentjie nie wys nie, kom ons sê byvoorbeeld ek het 'n fout gemaak met die extension, ek het gedink is 'n JPEG met 'n E by,
Dan wat hy gaan doen is, hy sal vir my die woorde wys, in plaas van die prentjie, as die prentjie nie wil wys nie, as al fout is. Die ander ding wat hy doen, is om vir goed so screen reading software, vir mense wat byvoorbeeld blind is dit belangrik om te weet wat die prentjie is. Die program moet vir hom sê, dis a picture of dit of dat, so dis die ander rede hoekom 'n mens dit sal gebruik. Kom ons sê, jy het nou vrek baie prentjies, en jy wil nie alles in dieselfde folder sit nie, jy wil 'n aparte folder maak vir jou prentjies. Dan sal jy dit byvoorbeeld noem images, die prentjie daar binne insit. Sien jy nou, dis in aparte folders. Op die oomblik is my HTML file in die hooffolder HTML en my image file in images. Nou net deur dit te gedoen het, sal jy sien, wys die prentjie nie meer nie, want dit is nie in dieselfde folder nie. So kom ons sê, dit is nou eintlik in die folder images /HTML. En dan gaan soek hy dit in daai subfolder. So ek sê net vir hom wat die subfolder is, / en dan sal hy in hierdie HTML hooffolder, sal hy dan gaan soek eers vir die subfolder voordat hy die prentjie gaan soek. Goed, dit is prentjies in HTML.